U wat in die hemel is, U wat heers oor die hemel en die aarde. Ons dank U vanmôre, liewe Here, dat ons bevoorreg is om met die laaste diens van ons broeder Rodney Marotang Soetmelk die laaste boodskap van sy lewe te bedien. Dankie dat U saam met ons was, reg van die begin van hierdie dienste. Het U Uself aan ons geopenbaar. Dankie Here dat U ook na ons gebedens verhoor, wanneer ons met U praat. Ag liewe Here, vanmôre is dit die laaste oomblikke waar ons vir Marotang vergesel en hom gaan neerlê. En Here, soos die woord van U ons leer, daar sal 'n môre of 'n middag of 'n aand kom, wanneer die engel van die Here sy basyne sal blaas. En hulle wat in Christus Jesus gesterwe, die Bybel leer my, hulle sal eerste opstaan. Liewe Here, die gebed van my hart is vanmôre, hier sit 'n familie, die Soetmelk familie en al die naasbestaande families, die gemeenskap van Warrenwyl. Ek wil vanmôre uit my hart uit 'n gebed doen, dat U met ons almal sal wees. Iemand het hier gesê, Here, daar is nie meer tyd nie. Ons sien die tekens, ons sien die wonders. Ons hoor van gerugte van oorlog. Ons sien hoe dat kinders teen hulle ouers opstaan. En Here, U het vir ons geleer en gesê, wanneer ons hierdie tekens sien, dan moet ons weet dat die koms van die Here is baie naby. Heilig nou hierdie atmosfeer. Die salwing van die Heilige Gees, die bedoeligheid van God die Vader, wat op jou oor die oomblik, liewe Here, en by die woord van die Here vanmôre sy vrye gang sal kry. Dankie. Geen mag van die duiwel, geen krag van die bose, geen gees van ondermyning, geen gees van verachting, sal vanaand vanmôre die plek posvat. En by die woord van die Here vanmôre hier gepredik sal word, soos wat U dit vanmôre wil hê. Dis my gebed in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Ons eer die Here. Dankie Jesus. Yes, Lord. Daar's 'n land ver hier vandaan, ons noem die Hemelskanaan. Je geloof sal ons die land verkry. Sonde, daar die land het geen gevaar nie.
die wat programme het. Ek sien daar se papiere agter met 'n klomp liedere op. Daar's 'n een lied wat op my hart is wat ek wil hê ons moet dit vanmôre saam sing. Jy kan net die program oopmaak. Prys die Here seën. In moments like these, I see now the song. I see now the love song to Jesus. In moments like this, I see now
Ek weet nie hoe gaan dit wees eendag. Wanneer my stem ook moet stil word. Soos Marotan sy stem vanmôre stil geword. Daar is 'n lied wat sê, as ons eendag as verlostes huis toe gaan. Here help my dat ek kan saamgaan. Ons lewe vanmôre in 'n baie bose tyd. Ons lewe in 'n tyd wat ons nie weet of die son vir ons môre sal opkom. Dis alles maar net genade. En geliefdes, as u vanmôre nie geweet het dat jy's maar net vir hierdie aarde geleen, dan wil ek dit vanmôre vir jou sê. Ons is almal pelgrimsreisigers. One day. Ek het maandag aan toe hierdie diens hier oopmaak, toe sê ek, as ek maar net geweet het wanneer my sterfdag sal wees, dan het ek genoeg voorbereiding gemaak vir die dag wanneer ek gaan sterf. But unfortunately, die Here het dit so gemaak dat wanneer ons met mekaar gesels, dan kan ons met mekaar gesels oor wanneer is ek gebore. Wanneer is my kind gebore? Wanneer het ek vir my 'n nuwe huis of 'n nuwe kar gekoop? Maar ons kan nie praat wanneer gaan ek sterf. Die Bybel sê daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer twee langs mekaar op een bed slaap. En die evangelist, die Bybel sê die een gaan weggeneem word. En die ander een gaan agterbly. Hoe seer is dit? Ek vra my altyd self af, hoe gaan dit wees die oggend as ek probeer om my vrou wakker te maak en sy word nie wakker soos elke keer? Het jy al vir jouself gevra? Want die Bybel sê wanneer julle mekaar vat en julle gaan saam deur die lewe en julle sluit daai huweliksverbond met mekaar, dan word julle een. Daarom sê die Bybel, twee is beter as een. Want as die een val, kan die ander een optel. Hier lê Warren Bale se visserman. Ek was ook een van sy customers, maar ek skuld hom nie. En maar, wakker ek het in die week die pleidooi gemaak in die bediening, ek dink was maandag aan. Hoe sê ek vir die dierbares, as jy weet jy skuld vir Marokko aan visse geld, kom betaal voor Saterdag. Laat hierdie met 'n skuldige gewete agterbly. Das anders wat sê nie, ek het geskoor. Maar ek sê jou vanmôre, toe Judas die seun van die mens geverkoop het, en hy het die geld op die 30 silverstukke in sy hand, toe dink hy by hom, dit is alles verby. Maar hy het nie geweet, daar is 'n bloedhond wat hom sal volg. En weet jy wat is God se bloedhond? Dis jou gewete. Al doe jy ook iets kwaad hier in die nag, of jy maak mens dood, of jy verkrag, of jy doen wat ook al waar niemand jou sien. Maar daar is altyd 'n bloedhond wat jou gaan wakker maak in jou gedagte, wat jou gaan onthou en vir jou sê, onthou jy dit wat jy die dag gedoen het. So, betaal maar ook aan sy visgeld. As ek so van die werk afkom en ek stop daar by die huis, dan sê my vrou vir my, maar Rotterdam was nou net hier. Ek het gesê, iemand vir preacher sê, ek was hier. Ek sal weer terugkom. Of hy los om met die vis daar, dan sê ek sal die geld kom haal. As ek kom en sê ek vir my Rotterdam, maar jy werk my nie reg hier. Ek is jou groot customer, jy loop nooit liane van my huis af, maar jy gee my nooit afslag.
As hy my preach as ek weer kom, dan bring die ene, we gaan die R20 afslag. Ons praat om nie in die hemel nie. Ons praat om nie goed nie. Maar die Bybel sê jou werke sal dit jou volg. As jy goed gedoen het, dan sal die goeie jou volg. As jy sleg gedoen het, dan sal die slegte jou volg. Ek wil weer eens vir die familie baie dankie sê dat hulle my vertrou het saam met my kerkraad om hierdie begrafnis van Marotan hier af te rol. Ons is by die laaste oomblik. Nou ek is al gewoond in Kimberley baie keer as ek preek, dan kom die huis so in. Dan as ek net besig om te preek, ek kom stop die huis, dan sê ek, ja Here, ek moet nou maar teertrek. Maar ons is geleer dat in 5 minute se tyd kan jy 'n volledige boodskap hê. Ek glo dat sê net wat die Here wil hê jy moet sê. Want as jy verby dit gaan, dan praat jy nonsens. Dan haal jy nou die ander mense as 'n vuil wasgoed uit. Ons is eergister aangesê, ons is hier om mekaar se gesig vir hulle af te trek. Maar ons is hier om hierdie familie te bemoedig. Familie, ek gaan nou vir julle baie kort preek, moenie bekommerd wees nie, maar ek wil vir julle sê wat Marotan in julle se lewe vir julle beteken het. Don't let it just go. Onthou hom altyd. Met dit wat hy vir julle gedoen het. Met dit wat hy vir julle beteken het. Die respek wat hy julle gegee het. Nou se kinders het mos nie respek nie. Nou se kinders gee nie om nie. En dit hoe ons groot word, ons eers kans gekry om met jong meisiekinders in die straat te loop. As jy meisiekinders se hand op vas het, daar kom iemand, 'n groot mens om met ry, dan het jy die meisiekinders se hand gelos. Dis ons groot word tyd. Maar nou so groot word tyd, as jy jou sien, jy kom aan, nou gryp jy hom eers, nou druk jy hom vas. En wanneer jy moet sien, hy verstaan die ding wat hy hiermee besig is. Ek groet die almal vanmôre in die naam van die Here. Leierskap is almal gegroet, die familie is gegroet. Dankie vir u wat begrafnis toe gekom het. Dankie vir u wat ons die hele week geondersteun het. Mag die Here God se seën op almal van ons vreugde lewe is. En we saam met u lees. En we saam met u lees 'n baie welbekende skrif. Wat ander mense dink dit is 'n skrif wat by die begrafnis gelees moet word. Maar ek wil vanmôre vir u sê, ons moet ons voorberei. Want as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, dan is daar 'n woning in die hemel wat nie met hande gemaak is. Maar kom ek sê vir u, die woning waarheen ons op pad is, hy is net vir voorbereide mense. Dis ook nie enige een wat daar ingaan. Die Bybel sê, dis nie hulle wat sê, Here, Here, wat sal ingaan. Maar dis die wildoeners. As hulle wat die wil van die Vader doen. As hulle wat lewe soos die Here wil hê. Hulle moet lewe. Kom ons lees in Johannes 14, vers 1. Hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Hier praat Jesus met sy volgelinge. Hier praat Jesus met sy disippels. Hier praat Jesus met manne wat aan hom geheg was. Omdat hy gesien het dat die teleurstelling, die hartseer wat op hulle gesigte wys, het nodig dat hy met hulle hierdie woorde deel. Hy sê, as ek gegaan het en vir julle plek berei het,
kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lang al by julle en het jy my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het die Vader gesien. Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Prys die naam van die Here. Filippus sê vir hom, Here, glo jy nie dat ek en die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my terwille van die werke. Familie, en hier kom die gedagte wat ek graag vir u wil lees, opgeteken in die 13de en die 14de versie. En wat julle ook al in my naam vraag, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vraag, sal ek dit doen. Familie, as julle iets in die naam van die Here vraag, nie in die naam van iemand nie, nie in die naam van die president, nie in die naam van wat 'n groot towenaar nie, nie in die naam van die duigas nie, nie in my naam nie, maar die Here sê as julle in my naam vraag, dit sal ek vir julle doen. Jesus, die Seun van God, is op die aarde en die manne wat hy vir hom uitverkies het wat saam met hom loop. En elke dag sien hulle die wonders, die tekens wat hy voor hulle aangesig doen. Hy maak blinde se oë oop, hy laat krepeles loop, hy laat die lammes opstaan. Daarom het hy vir hulle gesê, ek sê vir julle vandag, as julle geloof in my versterk bly, sal julle groter dinge doen as wat ek gedoen het. Here, my siel prys U. En ek bring hierdie boodskap wat Marotha nie geleentheid gehad het om met sy familie te sit en vir hulle te sê, my tyd op aarde is besig om verby te gaan. Daar is nog altyd hoop. As iemand in 'n ernstige bed lê, jy sien die persoon is dodelik siek. Jy hoor op die dokter sê, ons kan vir hom niks doen nie. Dan is daar nog hoop. Ag Here, kan hy nie nog weer opstaan? Maar hierdie jongen, daar waar hy sy enigheid gelê en alleen sy pyn net deurgemaak het. Het hy net een gedagte by hom gehad, as die
die Here my kan help, as die Here my kan genade gee, of as ek 'n geleentheid kan kry om hier op te staan en weer myself te wees. Miskien het hy vir homself gesê, ek het 'n begeerte, as ek my weer langs die wal van die rivier kan sien, vis gaan vang, om vir die gemeenskap te gee. Maar man het hy geweet, die Bybel sê my gedagte is nie julle se gedagtes nie. Wow, my weer is nie julle se weer nie. En wanneer julle dink ek sal weer opstaan, dan is dit in werklikheid my tyd wat ek my heiland iewers gaan ontmoet. Ag Here, ek prys U. Dit lyk asof ek hoor daar waar hy lê in sy bed, wat hy 'n spesifieke gebed. Hy kyk miskien terug na sy lewensomstandighede. Hy dink aan sy susters. Hy dink aan sy ooms en aunties. Hy dink aan sy familie. Hy sê vir homself, soos Samson gesê het, toe Delilah op hom skreeu vir die laaste keer, toe sê hy vir homself, ek sal weer opstaan soos die vorige kere. Of weet dat die Here sy hand het van hom afgebreek. O Here my God, hoe groot is die liefde. Jesus sê vir sy disciples, ek gaan van julle weggeneem word. Ek gaan nie meer saam met julle wees nie. Maar ek sien die hartseer. Ek sien die teleurstelling. Ek sien die bedroefdheid wat julle aan my openbaar. Maar ek wil julle vandag sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, sal ek hier kom en julle na my toe. Sal ek dit vir julle gesê, maar ek sal weer julle toe kom. Ek sal julle weer kom halen, om te wees dat ek is. Sal jou eie sak wees as jy eendag verloren gaan. Miskien sal jy nooit weer so'n boodskap kry. Miskien is hierdie boodskap van Marotang net vir jou bedoel. Maar ek wil jou vanmorgen vraag, wil jy vanmorgen uitstel, kom na die Here toe, terwyl die Here die tyd nog toelaat. En mag die Here u seën.
Vader, U is getrou, U is regverdig, U is ons God vanmorgen. U is 'n ware vriend vanmorgen. Ek wil bid, Abba Vader, U is vanmorgen familiekoning, wat nou moet afskeid neem. Ons bid U seën, ons bid U sterkte, ons bid U krag oor hulle nou meer. In die magtige naam van God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Ek kom nou teen elke plan van Lucifer en ek kanselleer sy werke nou. Baie dankie omdat U die familie versterk, Here. Help hulle nou, seën hulle nou in Jesus naam. Ons sê baie dankie vir ons bishop vir die woord van die Here. Ons sê baie dankie, U kan so sit, prys sy naam. Die Here seën dit was U taal gewees, U verstaan wat God vanmorgen van ek en U verwag. Prys die Here. Nou ons gaan sommer alles klaar hier doen, ons gaan die bedanking ook klaar hier doen. Ons kyk die weer en die Here gaan ons ryklik seën. Prys sy naam. Is dit maar nie soetmelk? Nee, nie soetmelk. Kom vir ons net op die bedanking te kom doen. Here die Afrikaans. Halleluja. Halleluja. Jesus. Jesus. Op my beurt wil ek ons bishop groep en sy raad. Ek wil die papas en die moeders groep en daar die wonderlijke naam van Koning Jesus. It's an honor and a privilege to greet each and every one in that wonderful name of King Jesus. Die uitgepakte tent, die begrafenisgangers van Warrington, wil ek U begroet vanmorgen en daar die wonderlijke naam. U weet, het was in die week vir my makkelijker om te kan praat, maar nou is het nie meer so makkelijk. Ek begin nou te bewe as ek moet praat. Maar ek wil nie baie praat nie, want ek het gesê om die bedankings te kan doen. Op my beurt wil ek die Heilige Gees vanmorgen bedank om vir ons die geleentheid te gee om vir Marotang te kan begrawe. Bishop, U in die raad, wil die familie bedank uit ons harte uit. It was a godly privilege. Want die familie was gestig hierdie week. Ek weet nie wat die familie lid was nie gestig nie, maar ek was gestig. Elke SMS wat uitgegaan het, elke een wat iets bygedra het, die familie wil sê baie dankie. Die mense daar agter wat vir ons kook, baie dankie. Die familie wil sê baie dankie. Die begrafenisondernemer, baie dankie. Die uitgepakte tent, ons wil U sê baie dankie. Want sonder U sou hierdie begrafenis nie 'n sukses gewees het nie. Maar die Here is teenwoordig vanmorgen. The Holy Spirit want to say thank you. Want die weer, soms wil ons sê, ons kan nie opstaan nie, want die weer. Maar U het nie die moeite geag nie, U het opgestaan om die Soetmelk familie te kom ondersteun. Baie dankie. Ek wil net hierdie lied sing, die goeie Samaritaan. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. So wil ek net die familie moet opgetel wees van die Samaritaan. Die goeie Samaritaan het vanmorgen die Soetmelk familie opgetel. Maak nie saak wie het voorbij gegaan nie, maar die Soetmelk familie was vanmorgen opgetel deur die goeie Samaritaan. Familie, ek wil hier sê, en ek sê altyd, ons moet nie maak dat ons net by 'n begrafenis mekaar ontmoet, like as 'n family gathering. Ons moet meermale met mekaar ontmoet. En ons moet nie maak dat Marotang se sterfte
nie iets in ons geplaas het nie. Daar was 'n woord uitgegaan, elke antwoord die week. Daar het 'n bemoediging uitgegaan, elke antwoord die week. So that must not be in void. Dit moet nie leeg teruggaan nie. Aan die familie wat gekomstig was, wees gestig en mag die Here seën. Hy gaan Jesus my Vader, en in jou my sy soul. Die goeie van Maria, hy kan En vra die plaas met 'n gereedheid. Halleluja. Oppas net so 'n bietjie. Ek sien die op die program is nie, ek sien dis nog nie draas nie. As het waar, ek wil die familie vra om te kom draad, Here.